Kom ons buig ons hoofde nou voor die Here. Ons hulp is in die naam van God, ons Vader, deur Jesus Christus, wat gister en vandag dieselfde is en tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, die Here groet u vanaand. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier in u teenwoordigheid mag wees. Here, dit is juis omdat Jesus in ons plek gesterf het vir ons sondes en die straf vir ons sondes op hom geneem het, dat ons 'n deurgang het na u toe. As dit nie vir Jesus was nie, sou ons sondes ons nog steeds van u geskei het. So daarom wil ons vanaand in groot dankbaarheid voor u kom buig, dat u juis u seun gestuur het na hierdie wêreld toe, sodat ons verhouding met u herstel kon word. En Vader, vanaand bid ek dit vir elke persoon wat hier sit en na hierdie boodskap ook luister, dat elkeen na Jesus toe sal draai. Jesus as hulle verlosser en enigste saligmaker sal aanvaar, sodat hulle ook in 'n nuwe verhouding met u kan staan. Vader, vanaand bid ek ook dat u deur die Heilige Gees in ons elkeen se harte sal werk. Here, maak ons gedagtes oop, ons harte oop om hierdie woorde, hierdie boodskap te verstaan. En Here, gee dan vir ons die wil en die volharding om hierdie boodskap te gaan uitleef, sodat ons as die kerk 'n verskil in die wêreld kan maak. Vader, seën elke persoon wat nou luister. Ek bid dit in die naam van Jesus, wat die dood oorwin het. Amen. Liewe gemeente, ons gaan vanaand saam lees uit Hebreërs 9 vanaf vers 23. Die woorde verskyn op die skerms. Dit was dus nodig dat die afbeeldings wat in die hemele is, deur hierdie dinge gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom in nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Ook nie sodat hy homself herhaaldelik sou offer nie, anders as die hoëpriester wat jaar na jaar in die heilige met 'n ander se bloed ingaan, aangesien hy dan dikwels van die grondlegging van die wêreld af sou moes ly. Maar nou, by die volheid van die tye, het hy eens en vir altyd verskyn om met sy offer die sonde, om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is, om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Liewe gemeente, net tot sover aan ons voorlesing vanaand uit God se heilige en onfeilbare woord. Liewe gemeente, ons tema vir vanaand is hemelvaart
Christus verskyn nou vir ons. Liewe gemeente, vandag is Hemelvaartdag, 'n dag waarop ons almal saam Jesus se hemelvaart herdenk, waar Jesus voor die oë van sy disippels opgevaar het na die hemel. Baie mense voel soms dat hemelvaart eintlik 'n hartseer tyd is, 'n tyd van afskeid neem. So asof Jesus ons alleen hier op aarde agtergelaat het. Vir party mense voel dit of Jesus hemel toe is en nou gaan sit hy daar en met groot respek gesê, nou rus hy. Maar as ons mooi gaan kyk na die brief aan die Hebreërs, dan sien ons 'n totaal ander prentjie oor die hemelvaart. Vir die skrywer van die Hebreërbrief is hemelvaart nie 'n weggaan nie. Dit is 'n triomfantelike intog. Dit is die oomblik waarop die hoëpriester die ware hemelse heiligdom binnegaan om sy werk namens ons te voltooi. So om Hebreërs 9 te verstaan, moet ons onsself net vir 'n oomblik indink in die wêreld van die eerste lesers van hierdie brief. Hierdie mense was Joodse Christene, met ander woorde, hulle het vanuit die Jodendom, vanuit die Israelitiese volk uit, het hulle tot bekering gekom. En hulle verskeer op hierdie stadium verkeer op hierdie stadium toe die boodskap aan hulle gerig was onder geweldige druk. Hulle is vervolg, hulle is verwerp deur hulle eie gemeenskap, hulle eie mense. So daarom was die versoeking by hulle baie groot om dan weer terug te draai na al die ou Joodse gebruike. So hulle het terugverlang na die pragt en die praal van die tempel, hulle het terugverlang na die sigbare fisiese offers wat daar in die tempel gebring was, en dan ook die jaarlikse rituele van die hoëpriester. Vir hulle het die Christelike geloof moontlik leeg begin voel, omdat hulle nie meer hierdie sigbare rituele en tekens gehad het nie. So die skrywer van die Hebreërbrief wil nou op hulle worstelinge kom antwoord deur te sê, moenie terugverlang na die skaduwees nie, want dit wat julle nou het, is die werklikheid. En dan verduidelik hy dat die tabernakel en die tempel slegs afbeeldings was. In ons taal kan ons maar op 'n manier sê, dit was net kopieë van die werklikheid. In die ou bedeling, in die Ou Testament voor Jesus se tyd, moes die aardse hoëpriesters elke jaar met die bloed van diere in die allerheiligste gedeelte ingaan om versoening vir die volk se sondes te gaan doen. Maar dan moes hierdie aardse goed daar in die tabernakel of in die tempel gereinig word, omdat dit deur mense gebruik was, mense wat in sonde leef. En nou kom die deurslaggewende punt van ons teks. As die aardse afbeeldings
al hierdie goed wat hulle moes gebruik daar rondom die altaar met offerbloed gereinig word, hoeveel te meer nie die hemelse dinge self nie. En ek dink, miskien het u ook dit 'n bietjie vreemd gehoor toe ons dit gelees het. Waarom moet die hemel gereinig word? So die skrywer bedoel nie dat die hemel self vuil of sondig is nie. Hy verduidelik dat ons sonde 'n hindernis geword het wat die pad tussen God en ons versper het. So die hemelse dinge moes gereinig word in die sin dat die pad na God se teenwoordigheid oopgebreek moes word. So sonder die regte offer sou selfs die engele ons teenwoordigheid in die hemel nie kon verdra nie. So afstootlik is die sonde vir God se heilige karakter. So liewe gemeente, Christus het dis nie 'n mensgemaakte gebou binne gegaan nie. Hy het die hemel self binne gegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. En dit is die hart van hemelvaart. Jesus is nou in die troonkamer van die heelal en hy is daar vir ons elkeen. Sy verskyning is die finale bewys dat sy offer aanvaar is. Hierdie verskyning van Jesus, die feit dat hy daar voor God gaan verskyn, bied vir ons elkeen 'n ongelooflike troos. In ons moderne wêreld, in die tydsgees waarin u en ek vasgevang is, maak ons sonde baie maklik af as iets relatiefs. Met ander woorde, in jou oë dink jy dalk dat daai vloekwoord sonde is, maar iemand anderste kan 'n bietjie anderste oor daardie woordjie gaan dink. Nou asseblief, moet nou nie net weer vanaand gaan vas staan oor vloek en sulke goed nie. Dink aan enige iets wat ons doen. Hoe vinnig kan ons daardie goed gaan relativeer, gaan regverdig. Ons kan goed deesdae doen op ons selfone en ons kan uiteindelik agter die verskoning gaan skuil, maar ek het niemand te nagekom nie. Die Bybel leer vir ons dat God se standaard vir heiligheid absoluut is. Met ander woorde, dis ononderhandelbaar. Ek wil dit amper vergelyk met 'n man en vrou wat vir mekaar kom sê, ons gaan met mekaar trou. En daardie verhouding is absoluut. Daar is nie ruimte vir 'n derde persoon nie. In een van die vragies wat ek gewoonlik vir die jong paartjies vra as hulle so op troue staan, dan is dit juist dit. Sal jy jou maat 'n tweede kans gee as hy of sy ontrou was? En die meeste van die tyd word die lyn baie duidelik getrek. Absoluut. So kom ons gaan dink net vir 'n oomblik hoe ons dan sekere goed vir ons wil absoluut definieer. Want dan is daar ander goed wat ons gemaklik sê, dis nie so erg nie. Maar ons moet weer vanaand hoor dat die Here hieroor kom praat, dat sy heiligheid absoluut is.
So ons grootste probleem, broers en susters, in hierdie wêreld is nie jou en my finansies nie, en ek weet ons gaan nou deur 'n bitter moeilike tyd en pryse styg en die uitdagings is groot, en aan die ander kant wil die pryse soos die mieliepryse en sonneblompryse nie styg nie, en dit veroorsaak ook weer 'n krisis. Ons grootste probleem is nie ons verhoudings nie, of selfs ons gesondheid nie. Ons grootste probleem is dat ons oortreders is van God se heilige wet en dat ons voor hom skuldig staan. Ons kan nie onsself in God se teenwoordigheid gaan indwing nie. Maar omdat Christus na die hemel toe opgevaar het, het u en ek 'n verteenwoordiger daar by God. Hy staan voor die aangesig van die Vader met die merke van die spykers in sy hande en in sy sye, en daar is hy 'n bewys dat die volle prys vir u en my skuld betaal is. So ons moet dit ook hoor, die oomblik wanneer Jesus opvaar na die hemel, sê hy dat die offer wat hy moes betaal volledig is en dat dit afgehandel is. Daar is nie nog iets nodig nie. Maar dan beklemtoon die skrywer hierdie waarheid, die finaliteit van Christus se werk. Anders as die aardse hoëpriesters wat jaar na jaar moes teruggaan om met bloed wat nie hulle eie is nie, te gaan betaal vir die volk se sondes, het Christus homself net eenmaal geoffer. As Jesus se offer herhaal moes word, sou hy sedert die grondligging van die wêreld al male sonder tal moes gelei het, kort. Maar hy het eens en vir altyd verskyn by die volheid van die tye om die sonde deur sy offer tot nul te maak. Hierdie woorde, eens en vir altyd, is dan die rots waarop ons geloof berus. Baie Christene worstel met 'n skuldgevoel oor hulle sondes, oor hulle lewe. Hulle voel dat hulle oor en oor tot bekering moet kom. Daar's nog gedoop. Daar's nog iets wat afgehandel moet word. Selfs ou Martin Luther, die kerkhervormer, het gesê, hoeveel of wanneer is genoeg? Wanneer het ek nou genoeg oor my sondes gehuil? Wanneer het ek nou genoeg gaan betaal vir dit wat ek gedoen het? En hierdie woorde help ons om te besef, maar dis afgehandel. Deur Christus se offer is u en ek vrygespreek, is ons van ons sondes vergewe. So die Hebreërskrywer wil sê, jou rekening is finaal betaal. Ek dink ons almal was al daar gewees, of dit nou karskuld is, of dalk een of ander lening wat ons noodgedwonge moes aangaan, daardie dag, wanneer jy daai laaste enetjie betaal, wanneer jy weet, dankie tog, dis nou afgehandel. Ek bedoel, ons gaan nie kort terug na daardie verskaffer en sê, hoor, is jy nou seker? Hulle het dit geskryf, hulle het vir jou daai rekening gestuur, ten volle vereffen. So hoekom gaan ons kort terug? Met ander woorde, ons moet weer glo dat dit wat Christus gedoen het, volkome is, dis afgehandel. Die skuld is uitgewis. Christus hoef nie weer vir u en my sonde en skuld te sterf nie.
Sy bloed is so kragtig dat dit tot in die diepste hoeke van ons gewete deurdring om ons vry te maak van die vrees vir oordeel. Jy sien, ons redding berus nie op die krag van ons eie geloof of die diepte van ons berou nie. Want ons weet dit wissel van dag tot dag. Ons redding berus op die onveranderlike feit dat Christus eenmaal gesterf het en nou vir altyd in die hemel regeer. So Hemelvaart wil vir ons eintlik sê, sien dit net vir 'n slag raak. Jesus was daar aan die kruis, hy het uit die dood uit opgestaan en nou is hy in die hemel. Dit beteken, dis afgehandel. Vergifnis is afgehandel. Jou skuld is betaal deur Christus se kruisdood en se opstanding. Jy hoef nie te wonder daaroor nie. So om hierdie punt te onderstreep, gebruik die skrywer 'n vergelyking met die menslike natuur. Net soos dit vir 'n mens bestem is om slegs eenmaal te sterf en daarna die oordeel te aanskou, so het Christus ook slegs eenmaal gesterf. Die dood is finaal en so is Christus se offer ook finaal. Vir die wêreld is die dood die einde, die groot vyand wat alles beëindig. Maar vir die kind van God is die angel uit die dood getrek. So omdat Christus die oordeel in ons plek gedra het, is die oordeel na die dood vir ons nie meer 'n plek van verskrikking nie, maar 'n deur na die ewige lewe. So broers en susters, dit wat Christus aan die kruis gedoen het, maak u en my vry. Dit herstel ons verhouding met God. En omdat Christus dit aan die kruis gedoen het, hoef u en ek nooit weer vir die dood te vrees nie. En dit bring ons by die laaste deel van ons teks, wat ons blik dan rig op die toekoms. Die skrywer sê Christus sal 'n tweede maal verskyn om hulle te verlos. Hier word 'n pragtige beeld gebruik wat die eerste lesers nou baie duidelik sou verstaan. Op die jaarlikse versoeningsdag, want dit het net eenmal 'n jaar plaasgevind, het die volk altyd buite die tabernakel of die tempel dan gaan staan en hulle het gewag terwyl die hoëpriester mos nou die allerheiligste gedeelte ingegaan het, wat net eenmal 'n jaar gebeur het. En dan was daar die spanningsoomblik, daai afwagting. Gaan hy weer verskyn? Of het hy dalk iets gedoen wat gemaak het dat God hom daar dood laat neerslaan het? Hulle verstel dat hulle partykeer 'n draadjie of 'n dingetjie aan sy enkel vasgemaak het, sodat sou hy nie terugkom nie, hulle om daar. So verstaan u, hulle het nogal gewonder oor dit wat die hoëpriester gaan doen het, is dit volledig? Sou daai offer van daai bulle wat hy geslag het, sou dit genoeg gewees het? So u hoor daai spanning. En dan die oomblik wanneer hy daar uitkom, daai verligting, God het die offer aanvaar. Ons sondes van die afgelope jaar is vergewe. Ons kan weer aangaan. Ons kan weer met God gaan praat en tot hom bid. Net so is Jesus nou binne die hemelse heiligdom.
So ons sien hom nie met ons fisiese oë nie, maar daar verskyn hy namens ons elkeen. En ons wat dan aan hierdie kant is, wag met groot verlange dat hy weer sal verskyn. Nou sy tweede koms sal nie wees om weer 'n keer met sonde af te reken nie. Want hy het dit klaar gedoen mos aan die kruis. Ons het gesê dit is afgehandel, dit is finaal. Maar sy tweede koms, sy wederkoms sal juis handel oor die finale verlossing wat hy dan vir ons bring. En dan kom hy om die nuwe hemel en die nuwe aarde te vestig, waar sonde en dood nooit weer 'n rol sal speel nie. So wat beteken dit dan nou vir ons terwyl ons wag? Dit beteken dat ons met hoop kan leef. Ons leef na die groot draaipunt van die geskiedenis. Die beslissende slag is gewen. Alhoewel ons nog daagliks teen die sonde worstel en alhoewel daar nog pyn in hierdie gebroke wêreld is, weet ons dat Jesus se oorwinning oor die dood en die sonde vas staan. En daarom roep hierdie teks ons op om twee dinge te gaan doen. Eerstens, vertroue. Jy hoef nie meer onder die las van ek is nie goed genoeg nie te leef. Die Here vra ook nie dat jy jou eie weg probeer oopbreek en oopstoei na die hemel toe nie. Christus het dit klaar gedoen. En wanneer die duiwel jou aankla, daar is jou stemmetjie wat eers vir jou sê, jy het alweer gesondig, jy gaan dit nie maak nie, jy's 'n mislukking, dan kan u en ek na die hemel opkyk en dan kan ons weet, ons voorspraak is daar. Hy verskyn op daardie oomblik wat jy en ek nie goed voel nie, of wanneer daar weer skuldgevoelens oor ons lewe is, verskyn hy voor die aangesig van God en tree hy vir ons in. En daarom kan ons leef met hierdie oortuiging, die veroordeelde is nou die vrygekoopte. En dan die tweede ding wat hierdie teks vir ons leer, is dan verwagting, dat ons weer met 'n nuwe soort verwagting sal gaan leef. Nou, die groot vraag is, hoe leef ons op hierdie oomblik in ons lewe? Ek dink die meeste van ons is vasgevang in hierdie onmiddellike goed wat ons gevange hou. En dit is so, daar moet gestroop word, ons moet ons rekeninge betaal, ons moet deur sekere goed worstel, en partykeer slurp dit net al ons energie op. En dit maak ons baie keer moeg. Die hemelvaart wil eintlik vir ons sê, jou burgerskap is nie hier nie. Hier is mos nou net 'n tydelike fase in jou en in my lewe. Ja, ons weet nie hoe lank ons gaan leef nie. Gaan dit 80 jaar wees, gaan dit minder wees, dit weet ons nie, maar ons weet ons gaan hierdie aarde verlaat. Dis nie al waaroor die hemel gaan nie. U en ek is op pad na ons ware tuiste. 'n Plek wat Christus reeds vir ons gereinig het en reeds vir ons voorberei het. Soos ek kan afsluit, liewe gemeente, die hemel is nie 'n vaarplek van wolke en harpe nie. Die hemel is die plek waar God se teenwoordigheid ten volle ervaar word. En as gevolg van Christus se hemelvaart is daardie teenwoordigheid
nou reeds vir ons toeganklik deur gebed. Ons hoef nie te wag om te sterf om God te ontmoet nie. U en ek kan nou reeds met die grootste vrymoedigheid na die troon van genade gaan, omdat die Hoëpriester daar is. Ek bid dat hierdie hemelvaart vir ons nuwe moed sal gee. Kom ons sê net gou weer vir mekaar, die geskiedenis is nie 'n doellose sirkel nie, né? Hoeveel keer sê ons, o die wiel sal draai, karma, en al daardie, kan ek maar sê twak, né? Dis nonsens. Die geskiedenis het te begin toe God hemel en aarde gemaak het. Die geskiedenis het 'n middelpunt en 'n hoogtepunt met die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart van Jesus. Dan beweeg dit na sy wederkoms. Die finale punt. En by daardie punt gaan u en ek met God versoen en herstel word. Daar gaan ons God se glorie totaal en al in ontvangs neem, in sy teenwoordigheid wees, die pad na God toe oopgebreek. Hy verskyn nou vir ons by God, en hy kom om ons eendag te kom haal. Daarom, maak nie saak wat die wêreld na u en my kant toe gooi nie, kan ons met hoop en met volheid lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons na ons lewe kyk, wanneer ons sien hoe vol ons programme is, wanneer ons die internet bestudeer en raadpleeg, of wanneer ons na nuusartikels kyk, dan kan ons so maklik negatief raak. Dan kan ons selfs moedeloos raak. So asof dit die laaste sê oor die wêreld is. So asof alles nou maar net. Maar Here, Jesus se kruisdood, sy opstanding, sy hemelvaart, herinner vir ons ook aan 'n ander werklikheid, 'n werklikheid wat uitstyg bo dit wat tans in hierdie wêreld aangaan, om vir ons te kom sê, maar Jesus het hierdie goed oorwin. So ons is nie maar net slagoffers van dit wat tans in hierdie lewe gebeur nie. Jesus is in die hemel en daar verskyn hy vir elkeen van ons voor die hemelse Vader. Daar bid hy vir ons. En Here, dit gee vir ons nuwe hoop. Sodat ons kan besef, maar ons leef nie hierdie lewe in ons eie krag en met ons eie wysheid en goed nie. Ons kan hierdie lewe leef omdat die Heilige Gees van Christus in ons is. En dan word ons oë gerig, nie net op hierdie wêreld met sy seer en met sy siek en met sy stikkend nie. Maar dan leer ons hom ook verder te kyk, om op te kyk en te weet, Jesus het oorwin. En daarom kom bid ek vir elke huisgesin in ons gemeente, dat
Hulle wat juis nou in hierdie tyd vasgevang is deur krisisse of waar daar onsekerhede is, dat hulle in hierdie tyd Jesus, ons hoëpriester, wat daar in die hemel is, in hulle geestesoë sal sien. En dat hulle daarom met nuwe hoop en vastigheid. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand weer kan besef, dit wat Christus gedoen het is finaal, dit is volkome, en ons toekoms hang nie van onsself af nie. Ons ewige lewe hang nie van onsself af nie, maar van dit wat gebeur het op Golgotha, die oop graf en die hemelvaart, is alles die bewyse en die bevestiging dat die offer vir ons sondeskuld ten volle betaal is. En daarin lê ons geloofsekerheid. Mag ons elkeen dit hê vanaand. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, ontvang ook nou die Here se seën. Liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.